Welkom by die BizNews Blitsbrief. Vandag is Dinsdag 13 Mei 2025. In plaaslike nuus, president Cyril Ramaphosa en die Amerikaanse president Donald Trump sal later hierdie maand in Washington vergader om toenemende spanning oor grondhervorming, die hervestiging van vlugtelinge en handel tussen die nasies aan te spreek. Die hoë risikogesprekke is daarop gemik om die twee nasies se gespanne diplomatieke en ekonomiese bande te herstel. Die eerste groep wit Afrikaners het in die VSA geland onder 'n omstrede Trump-geleide vlugtelingprogram. Die Amerikaanse president Trump beweer dat hulle vlug vir rassegeweld in Suid-Afrika, 'n bewering wat president Ramaphosa verwerp as waninligting oor 'n randgroep wat nie bereid is om post-apartheid verandering te aanvaar nie. Die voorsitter van die Two Oceans Marathon, Tony Kavanagh, neem blogger Stuart Mann hof toe en beweer dat plasings wat hy op sy blog gemaak het, haar belaster en die reputasie van die geleentheid skade berokken het. Mann ontken die beweringe en sê sy kritiek is 'n billike opmerking wat op aanspreeklikheid gemik is. Die saak is vir vandag vasgestel. 'n 68-jarige toerist is Saterdag aand tragies deur 'n trop olifante in die Kruger Wildtuin doodgetrap. Sy het haar chalet by Sereni Bosveldkamp omstreeks 11 uur verlaat en is op sekuriteitsbeeldmateriaal vasgevang terwyl sy die kampplek verlaat het. Suid-Afrikaanse nasionale parke en die polisie ondersoek die omstandighede rondom die voorval. 'n Fly-Safair vlug van Johannesburg na Kaapstad is Saterdag gedwing om na Bloemfontein uit te wyk, nadat 'n ontwrigtende passasier 'n lugversteuring veroorsaak het. Medereisigers het gehelp om die individu in toon te hou totdat die vliegtuig veilig kon land. Die vlug het later na sy bestemming voortgegaan. In sake nuus, Tiger Brands het ingestem om 'n spesifieke eise in die baanbrekende listeriose groepsgering wat verband hou met die 2017 uitbreking te skik. Die skikking wat deur die versekeraar QBE voorgestel is, bied volle vergoeding vir geverifieerde skade. Die Hooggeregshof moet die ooreenkoms goedkeur voordat dit in werking kan tree. Volgens die Finansiële Intelligensiesentrum is batebestuurder 91 met R3 miljoen beboet vir die versuim om aan die regulasies teen geldwasery te voldoen. Die firma het die boete aanvaar en is besig om korrektiewe maatreëls te implementeer. Twee Suid-Afrikaanse restaurante is onder die wêreld se top 101 steakhouses vir 2025 gereken. Stellenbosch se 4 met 87 en Johannesburg se The Blockman met 97. Ons vennote by The Economist het berig dat Amerika vir China 'n onverwagse vrygewige tariefooreenkoms gegee het, wat handelsversperrings skerp verminder en Chinese uitvoerders verbeterde toegang tot die Amerikaanse mark voorgee, in 'n stap wat globale handelsbetrekkings kan hervorm. Hamas het die laaste oorlewende Amerikaanse gijslaer wat in Gaza aangehou is, Alexander, vrygelaat na 584 dae in gevangenskap. President Donald Trump het die beweging 'n goue troustap genoem om die konflik te beëindig en die terugkeer van ander gijslaers te verseker.